Môre julle, goeiemôre, baie welkom, is so lekker hier aan die einde van Februarie, om net te draai na 'n woord toe. Ja, so ek is besig met so 'n paar dinge, met die Here te praat oor 'n paar dinge, en hierdie was iets waarmee ek nog besig is, en so ek wil net met julle bring waar ek is. Soos ek praat met mense, en foonoproepe vat van mense, familielede, mense wat ek ken, ek voel maar net ek wil hierdie boodskap bring. Is dalk nie vir almal vir julle nie, maar is definitief vir van julle, of dalk is dit vir iemand wat jy ken. Maar my titel, moenie flou val nie. Moenie flou val nie. Nou ek wou hierdie gebring het in die hitte van Februarie. Okay, julle pastoor gaan flou val. Moenie flou val nie, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Waaroor dit gaan is, daar is min dinge, nou hoor die preek, moenie vooruit preek nie, hoor net wat ek sê. Daar is min dinge om oor bly te wees. En ek weet baie van julle wat hier sit sê, pastoor, dis nie waar nie. Ja, want Jesus is in jou hart en jy sien hom raak. Maar hoor wat ek sê, daar is min dinge en die realiteit van die vlees en alles hier onder die son om oor bly te wees. Dis amper asof maak nie saak waaraan jy raak nie, of jy raak aan beroep en sport en skool en ek praat nou 'n bietjie uit die huis uit, maar dit is so snaaks, nou my lykies nou na 'n ander skool toe, want ek was so kwaad vir haar vorige skool, en nou die laaste 2 weke is ons so kwaad vir haar skool, en dit was of niks, ja, okay, maak nie saakie, is okay, dis mense, almal is feilbaar, onderwysers is nie Jesus nie, maar nou beklei ek, en ek was by die skool, en ek was daar vir 'n vergadering, dis asof niks wil werk nie, en hoe maak jy saak hoeveel geld jy op iets spandeer nie, dit fix niks nie, nee, dis soos 'n huwelik. As jy probeer om geld te spandeer om jou vrou reg te maak, dit werk nie. Maar koop nog steeds blomme en chocolates en sorry. Jammer, fokus op die preek. Dit werk nie. Niks wat aan jy vat werk nie. En jy wil kla oor alles, die padrails, die pad waar jy op vakansie gaan. Niks is gefiks nie. Alles val agter mekaar. Jy kry minder kos vir wat jy voorheen gekry het. En daai heimwee van hoe dinge altyd gewerk het. En dis 'n krisis wat nie veronderstel is om binne in die kerk sy kop uit te steek nie, alhoewel Christene dit raak sien. Alhoewel ons nie blind is nie, alhoewel ons nie hierdie mense is wat soos, ek is nie siek nie, daar's niks fout nie, alles is wonderlik, die Heer. Ons is nie simpel nie, ons is nie leenaars nie. Christene moet nooit leenaars wees nie. Moenie voor iemand staan met die krisis, jy sien die krisis en dan maak asof die krisis nie daar is nie, want een of ander pastoor het jou oortuig, jou woorde moet lewe spreek en daarom moet jy nie sien wat is nie. Dis 'n leuen en ons God se is waarheid en so jy sien die waarheid raak. Goed is stikkend. Alles voel stikkend en 'n Christen sien dit raak. Die verskil wat nie in die kerk moet kom nie, is nie dat ons maak asof alles reg werk nie. Dis dat dit ons nie bang maak nie. Dis dat dit ons anders affekteer. Dis dat ons anders daaroor praat, nie jok daaroor nie. Die wêreld haat dit as Christene hierdie valse geloof voortbring. Dis dat ons anders daaroor praat of anders reageer. Dit laat ons nie flou val nie. Nou, waar dit vandaan kom, waar dit uitkom, is hierdie stukkie in Lukas. Ek het so 'n bietjie gesprek gehad oor die eindtyd met iemand. En toe ek moes gaan verder weer opsoek en gaan afstof oor die dinge wat Jesus gesê het hierdie na my toe uitgespring en het 'n preek daar uitgekom en ek wil maar net hierdie met julle deel, maar hoor hoe mooi is hierdie. Lukas 21 vers 26. En gaan lees maar die hele stukkie, maar hierdie 2 verse het vir my uitgespring. Lukas 21 vers 26 sê die volgende: Mense sal flou val van vrees. Moenie flou val nie. Mense sal flou val van vrees en vermoedens oor wat die wêreld gaan tref. Lees net tot daar. Die mense in hierdie wêreld sou flou val van vrees en oor gerugte, oor wat in die wêreld gaan gebeur en vermoedens en wat as dit en wat as dat en wat as so en wat as sis en die nag van die lang messe. En ons is almal uit hierdie voorspelling van mense wat vooruit en ons is bang oor die toekoms. Jesus het hierdie woorde gesê 2000 jaar terug. 2000 jaar terug was niemand anders as vandag nie. Mense sou flou val van vrees en die vermoedens wat hulle het oor wat hierdie wêreld gaan tref. Weet jy, top 1 verkoper in Christendom, boeke gewys, is boeke oor die eindtyd. Die nommer 1 verkoper is boeke oor die eindtyd. Die nommer 1 predikante wat die sulke doen, is mense wat preek oor die eindtyd. Almal wil weet oor die eindtyd. Hoekom? Want dit laat ons flou voel. Wegraping, hier bly, deur die verdruk gaan, nie deur die verdruk gaan nie. Gaan dit gebeur? Wie's die anti-Christ? Dis die paus. Nee, dis Julius Malema.
So wie, ons is so bekommerd oor die einde van hierdie wêreld en wat gaan gebeur met hierdie wêreld. Ons beklei daaroor, ons breek kerke op daaroor. Ons wil flou val oor die bekommernis. En Jesus het dit gesê 2000 jaar terug. En jy hoef nie geestelik daaroor te dink nie, jy kan net praat oor, daar's nie toekoms vir ons kinders nie, daar's nie werk in ons land nie. En jy mag sê dis die waarheid, dalk. Maar hoor wat sê Jesus, net direk daarna sê hy, maar julle sal die seun van die mens sien kom op die wolke. Hy kom op die wolke, waar's Bobby? Ken jy daai liedjie, hy kom op die wolke? OK, ons gaan hom nie sing nie, moenie worry nie. Maar daar's 'n liedjie, hy kom op die wolke. Nou sê Jesus, maar julle, die almal sal my sien op die wolke kom. Wat hy sê is, ek kom. Dit is wat die profete, al die profete het hieroor gepraat en ek kom, mense gaan sien my terugkeer. Maar hier's wat julle wat verstaan dat ek terugkom. Wat verstaan dat ek terugkom op die wolke, wat hy nou later vir die disippels gesê het, né? Die engel altans. Die engel sê, "Waarvoor staan julle nog hier? Net soos julle hom gesien opkom het, sal hy weer afkom." Dit het nou nog nie gebeur nie. So hier's die mooi storie. Julle sal hom sien terugkom. Julle weet dit. En daarom die volgende vers. So mense sal flou val van vrees en bekommernis oor wat met hierdie wêreld gaan gebeur, want die hemele sal geskud word. Die hemele sal geskud word. En net na dit sê, maar ek gaan van die hemele afkom. Hoe mooi is dit? Die hemele gaan geskud word, en julle gaan my sien uit die hemele kom. Dit laat my dink aan die storie van die disippels wat bang raak toe die storms op die boot kom en Jesus slaap onder op die boot. Here, gee jy nie om nie, ons gaan verdrink. Die boot word geskit en Jesus lê in slaap en hy sê, waar is julle geloof? Ek staan op die boot. Ons is bekommerd oor die hemele wat geskit word en dit is asof Jesus vir Christus sê, maar ek kom dan uit die hemele uit. Ek verstaan nie, die storm is op die boot, maar ek is op die boot. Die hemele word geskit, maar die hemele is my woning. I've got this. Wat dink jy skud my? Dink jy hierdie storm skud my boot? Raak rustig, ek's op die boot. Raak rustig, ek kom uit die hemele uit, sê hy in die volgende vers. Om nie bekommerd wees as die hemele geskit word nie, maar hier's my kernvers, vers 28. Hier is so mooi. Wanneer hierdie dinge gebeur, watter dinge? Mense val om van vrees, mense is bekommerd oor die toekoms, hemele word geskit, jou hele wêreld val uit mekaar uit en jy kan nie meer op konkrete goed staan nie, want alles in jou lewe is stukkend geskit. Wanneer hierdie dinge begin gebeur, staan dan op en lig op julle koppe. Want julle bevryding is naby. Nou dit klink vir niemand soos goeie nuus binne in die geskit van jou lewe nie. Binne in die geskit van jou land en jou dorp en jou nasie en jou toekoms en jou kinders en kleinkinders. Dit voel nie goed op daai oomblik nie en tog is dit die opdrag van Jesus aan sy kerk. Wanneer jy hierdie seer en stikkend, alles waaraan jy raak is stikkend. Besef net dat wanneer dit gebeur, lig op jou kop. Lig op jou kop. Die wêreld moet Christene sien in sulke omstandighede so reageer. Staan op en lig op. Staan op, lig op. En as die wêreld na jou kyk, en dan sê hulle soos, maar as 'n aardbewing kom, val almal onder die tafel in, hè? As alles geskit word, val jy onder die tafel in. En Christene staan regop terwyl alles om hulle val. En ons staan op en ons kyk op. In die wêreld dink ons is mal, maar tog is daar iets binne in ons wat 'n vreesloosheid bewys. Nie 'n dwaasheid nie, nie 'n leengees nie, nie ons jok vir mekaar nie. Ons weet die huis skud. Ons voel die aardbewing. Maar ons staan op en ons lig op. Dit is Here se opdrag aan die kerk, soos ons nader kom in 'n stikkende wêreld, soos alles verbygaan, soos sonde moet toeneem. Hoor my, ek sê nie daar gaan nie herlewing wees nie, ek sê nie herlewing kan nie plaasvind nie, ons moet bid vir herlewing, dis asemrowend as baie mense, massas op een keer na die Here toe kom en mense se harte draai werklik na die Here toe. Herlewing is waarvoor ons bid, maar hoor my mooi, so sonde moet toeneem,
soos dinge meer stikkend moet wees. Soos ons oud word, raak die liggaam stikkend, want jy moet op 'n manier hemel toe gaan. En soos die tent afgeslaan word en die tentpenne uitgeruk word, so word hierdie wêreld se tentpenne uitgeruk. En om 'n dwaase geloof te hê om te dink alles gaan net weer gefiks word, jy verstaan nie hoe werk doodgaan nie. En so sonde toeneem en die Here die sonde onder sy neus laat opbou, voordat hy die Amalekiete kom uitwoes, voordat hy die verskriklike dinge van Openbaring kom doen. Hy gaan dit nie doen voordat die sonde nie onder sy neus lê nie. En vir daai sonde om op te bou tot onder sy neus, gaan dinge meer stikkend moet raak. Lees jou Ou Testament. Wat het die nasies om Israel gedoen, voordat God opdrag gegee het, dat hulle uitgehaal moet word? Sonde moet toeneem, sodat oordeel regverdig kan kom. Kanse moet gegee word en verspeel word, voordat God kan oordeel. En ons God is stadig om kwaad te word en hy gee baie tyd sodat mense tot inkeer kan kom, sê Petrus. Hoekom wag die Here? Hoekom vat die Here so lank? Sodat julle tot bekering kan kom, sê Petrus. En so verstaan dat dinge gaan stikkend raak, so sonde toeneem. Maar wat doen Christene? Ons staan op en ons lig ons koppe op. Wat maak dit saak vir 'n Christen? Dink mooi hieroor. Wat maak dit saak vir 'n Christen as die ekonomie platval? So ja, pastoor, is maklik vir jou. Hoeveel beleggings het jy gekoppel aan die goudprys? Is maklik vir jou. Hoeveel kos jou hier 'n maand? Wie betaal jou kinders se skoolfonds? Luister mooi. Wat maak dit saak as die ekonomie val? Wat maak dit saak as jy alles verloor? Wat maak dit regtig saak? Wat maak dit saak as alles toegesluit word? En jy kan nie gaan werk nie, en die winkels is toe, en jy moet brood bak en tomaties plant, en jy moet sit met jou kinders 24 ure 'n dag, en net kopseer pille drink, en met jou kinders stomstreke speel, en om die swembad piknik hou, en in die aand charades, en wat gebeur as die internet afgaan, en as die krag nie, en as die elektrisiteit nie, en jy steek kersse aan, en jy braai marshmallows om 'n kers. Ek wonder of ons ooit so 'n voorbeeld sal hê, waar ons weet hoe dit voel, as alles net toesluit, en alles net af is, en niks werk meer nie, en skole is toe. Ek wonder hoe sal dit wees? Party mense skei in daai oomblik. Party huwelike val uit mekaar uit. En ander word sterker. Party sê #best life ever. Best time ever. En ek's baie sensitief hieroor, want ek weet, dit was 'n slegte tyd vir baie mense. Vir party mense was dit die beste tyd ooit. Want ons kon fokus op wat belangrik is. Ons kon daar vir mekaar wees, en dis al wat saak gemaak het. Ons het nie beklei oor skool nie, ons het nie beklei oor Woolworths en kos koop nie, ons het nie beklei oor dinge nie, die mans het net gaan huil in die aand wanneer niemand dit sien nie, en ons het net vasgehou, Here asseblief, asseblief, iets moet nou gebeur, maar ons het dit geniet. As jy die werk voor die tyd gedoen het, en jou familiebande was reg vir dit. Maar vir dies wat nie reg was nie, hulle kon nie opkyk en opstaan nie, hulle het plat geval, want hulle het al hulle lewe gebou op die dinge wat toemaak. As jy jou lewe gebou het op dit wat tot stop gekom het, dan het jy baie seer gekry in daai tyd, en ek praat natuurlik nie van die liggaamlike siekte nie, ek praat van die ekonomie. En so, ek wil net vir jou sê, wanneer alles afsluit, wanneer alles val, wanneer God jou wêreld dalk skud en dinge val plat, kan jy sê #beste tyd ooit. Waarvoor is Christene werklik bang? Dink ons kinders kan nie aangaan sonder ons finansies en ons voorsiening nie. Dink ons werklik waar ons is hulle voorsieners. En ek weet ons voel so en ons is, ek verstaan dit, ek's nie simpel nie, ek weet wat ek probeer sê, maar dink ons werklik waar ons as paas is ons kinders se voorsieners. Dink ons werklik waar ons is die een wat hulle na die ouderdom van 18 dra. Dink ons werklik so. Dink ons werklik dis hoe dit al die generasies in die verlede gewerk het. Of is dit nou maar 'n onlangse ding dat sonder ons bekommernis gaan ons kinders moet vrees en bewe? Ons as Christene ken die geheim van hoe om in vrede te leef. Ons ken die geheim hoe om te leef. As ons 'n baie tegniese kerk was, het ek nou vir almal gesê, okay, haal nou julle Twitter, nee, wat het nou verander na?
X. Haal almal julle X-profiles uit en stuur nou op X, #WTV. WTV. Kan nie BTW nie, WTV. Elke keer nou in jou huis as jy rondloop en iemand staan nie op en kyk nie op nie, maar hulle wil flou val en hulle wil bang raak, dan sê jy vir hulle #WTV. Kyk, jy het dit vir my probeer doen. Sit dit op jou yskas eers, nee, kyk op. Nie jou kop skud. #WTV. Wees tevrede. Wees tevrede. Die sleutel wat Christene het binne in die bloed van Jesus Christus en die voorsiening dat God vir ons dagse brood voorsien, skep binne in 'n Christen 'n WTV. Ek is wees tevrede. Dat al skud die hemele, my God kom uit die hemele uit en ek staan op en kyk op, want ek is tevrede met wat hy vir my gee. Al is dit te min. Soms is dit beter as te veel. Psalm 23, die mees gunsteling psalm wat almal ken, begin hoe? Die Here is my herder, niks ontbreek my nie. WTV. Amper spreek ek die mikrofoon. Raak rustig. Spreek net soos 'n kalm volwasse. Okay, wees tevrede. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Party mense gebruik hy vers om te sê, ja, soos kyk my bankrekening loop oor, my kombuis loop oor, my koskas loop oor. Dis glad nie wat daar staan nie. Daar staan, ek is tevrede met wat hy voorsien. Hy sal my lei waar hy my wil lei, na plekke van rus. Ek is tevrede want God is my herder. Ek sal niks ontbreek nie. Ek is tevrede met sy herderskap. Dis so mooi, die boodskapvertaling sê dit so mooi. Die boodskapvertaling sê, waar is dit? Ja, boodskapvertaling sê, die Here sorg vir my herder, hy is my herder. Ek het niks meer nodig nie. Ek het niks meer nodig nie. WTV, wees tevrede. Dis die hart van, as jy die psalm begin, voordat jy bid vir Here, dankie dat jy voorsien, dankie dat jy my, WTV, dis so mooi. Jesus sê in Lukas 12, vers 15, sê Jesus hierdie woorde direk, en jy kan dit nie meer direk sê, as wat Jesus dit sê nie. Jesus kyk toe na die mense, en hy sê toe vir hulle, pas op, moenie gierig wees nie. Ware lewe word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie. Gaan lees daai hele stukkie, ek gaan lees hoe mooi Jesus praat daaroor. Gaan lees hoe mooi Jesus praat. Gaan lees die verse voor dit en na dit. En maak jou hart rustig. Sê maar ek is nie gierig nie, maar om vandag se samelewing te leef, weet jy hoe duur is dit om van... Al wat Jesus sê, is check jou hart. Kyk of jy bang raak omdat dit so baie kos om te voorsien, of so baie, maar dit so moeilik raak soos wat die tyd aangaan. Kyk wat doen die moeite van hierdie wêreld en hoe gierig hierdie wêreld geraak het. Kyk wat doen dit aan jou gees wanneer jy met mense praat en wanneer jy bid en waarvoor jy bid. Kyk wat doen dit aan jou dankbaarheid. Kyk wat doen dit aan jou tevredenheid. En as jy vir my sê, Evelyn, ek stres, dan sê Lukas 12 vers 15 vir jou, is omdat jy gierig is, en jy dink nie jy's gierig nie, maar Jesus sê jy is. Want jy's bang, en dalk sê jy het rede om bang te wees, en ek sê jy het nie. Hoekom is jy so bang? Jou dagse brood sal voorsien word. 1 Timoteus 6, dis mooi. Wat wel 'n groot wins is, gaan lees wat hy voor dit sê, is Godvreesenheid wat met tevredenheid gepaard gaan. Godsdiens, om God te vrees, om te sit in 'n Sondag in jou kerk en jou Bybel oop te maak in die week en oor die Here te dink, dis godsdiens, dis Godsvreesenheid. Hy sê, wat goed is vir jou, is Godvreesenheid, om te weet God is daar en moet geëer word, saam met tevredenheid. Waarvoor bid jy? Wat consume? Wat neem jou gebed oor? Waaroor is jy so bekommerd dat jy God vrees omdat jy dit in jou lewe nodig het? Weet jy hoeveel mense dien die Here sodat die Here dit vir hulle sal doen? Mense gee geld vir 'n kerk sodat die Here vir hulle dit sal doen. Is ons mal? Ons vrees God sodat Godvreesendheid met tevredenheid. Soos U wil, Here.
Wat U wil, Here. Soveel soos U wil, Here. U sorg. Ek volg. Godvreesenheid met tevredenheid. Dit is 'n wins. Hy gaan aan, hy sê, ons het immers niks in hierdie wêreld ingebring nie. En ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons dan tevrede wees. WTV. Wees tevrede. Wees tevrede. Dis 'n jong mannetjie wat moet op 'n klomp mense in 'n baie ryk area, vir mense wat ryk is, leer hoe om ryk te wees. En hy leer mense met baie vermoëns, wees net tevrede met wat die Here voorsien. Filippense 4, my gunsteling boek. Julle ken hopelik hierdie stukkie, hopelik ken julle hierdie boek so goed, dit is so 'n mooi boek. Hoor wat sê Filippense 4, is so mooi, 11 tot 14. Ek sê dit nie omdat ek iets kort kom nie. Paulus sê, hey, kom ons sorg vir mekaar, kom ons wees daar vir mekaar. Hy sê, maar ek sê dit nie vir jou omdat ek nie WTV het nie. Ek vra nie vir jou raak betrokke want ek is nie tevrede met hoe dinge in die kerk gaan of hoe dinge, is nie dat ek nie tevrede is nie. Maar ek sê dit nie omdat ek iets kort kom nie. Ek het regtig geleer om onder alle omstandighede reg te kom. WTV, wees tevrede. Paulus sê, ek is tevrede. Ek nie dink ek lek julle of soebat julle nie. Ek hoef niemand te soebat vir enigiets nie. Ek weet hoe om reg te kom. Ek weet wat dit is om boomskraap te lewe. En ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Moet nooit skuldig voel as jy in oorvloed leef nie. Dis ook 'n wonderlike ding. Die vraag is jou hart. WTV. Ek het lewenservaring opgedoen vir alle omstandighede. Vir wanneer ek genoeg het om te eet en wanneer ek honger is. Ja, want soms is dagse brood net dagse brood en jy is so gewoond aan meer dat selfs jou dagse brood om jou te onderhou nie vir jou genoeg voel nie en dan raak jy honger. Is niks daarmee verkeerd om te sê, Here, ek is honger nie, dalk het die Here vir jou genoeg gegee vir vandag. Volg hom net in jou gees. Moenie altyd net, Here meer, ek soek wonderwerke, wys vir my wonderwerke, ek wil genesing sien, Here, ek wil dinge sien. Pas op, as jy so die Heilige Gees probeer dryf, om net homself van jou te bewys, deur al hierdie wondertekens waarvoor ons bid, in die kerke deesdae. As hy jou honger los, geestelik, dan wil ek hê jy moet weet, dat die arm van gees die hemel sal beerwe. Ek het lewenservaring opgedoen. Ek het genoeg om te eet, selfs wanneer ek honger is. Okay, ek kan alles doen, dis die versie. As gevolg van WTV, dat ek tevrede is, kan ek alles doen deur hom wat my krag gee. Ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. Wat beteken daai vers? Dit beteken, moenie bekommerd wees oor jou vermoëns nie. Jy kan nie daai versie op jou yskas plak en nie verstaan waaroor daai versie gaan nie. Ek kan alles doen. I can do all things through Christ who strengthens me. Dan gee dit ons dit vir ons tieners wanneer hulle eksamen skryf. Hierdie vers gaan vir groot mense oor as jou wêreld geskit word en alles val uit mekaar uit. Raak jy bang? Val jy flou? Nee. Want ek kan deur alles gaan. Al skud alles om my plat. Ek kan deur alles gaan. Ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. Nietemin, julle het goed gedoen deur in my swaar kry my by te staan. En ek wil daai vers bygooi want ek wil hê julle moet hoor wat sê Paulus. Dis goed om mense by te staan as hulle lewens geskit word. Dis goed om daar te wees vir mense as jy sien hoe die fondasies van hulle lewe geskit word. Gaan praat met die Here oor daai mense en as jy in jou hart voel jy moet help. Jy doen goed om hulle te help wanneer hulle bang is. Wanneer hulle nie kan opstaan nie. Wanneer hulle nie kan opkyk nie. Jy doen goed om langs hulle te gaan staan. Filippense sê ek weet in hierdie lewe, dit is so mooi. Want vir my is die lewe Christus. Christus beteken swaar kry. Christus beteken suffering. Die Messias was bekend vir sy swaar kry. Wanneer Paulus sê die lewe is Christus, sê die lewe is swaar. Gaan lees hy hele hoofstuk. Daai hele hoofstuk is fenomenaal as jy hom so 20 keer gelees het en verstaan wat daar staan. Dit gaan jou wakker hou in die aand want dit is 'n baie moeilike stuk Bybel daai eerste hoofstuk.
Wanneer hy sê, ek weet nie wat om te kies nie, moet ek doodgaan of moet ek lewe? Dis 'n weird, dis 'n snaakse hoofstuk. En tog een van die, vir my, een van die mees kragtigste hoofstukke in die Nuwe Testament. Want vir my is die lewe 'n geskit, 'n pad van swaar kry. En sterwe, dis hoekom ek staan. Dis hoekom ek my kop oplig wanneer alles om my skud. Want waarvoor is ek bang? Die dood is dan 'n wins. Waarvoor is ek bang as alles om my platval en mense jaag my weg en al my finansies droog op? Waarvoor is ek bang? Die dood is dan 'n wins. Swaar kry vorm my karakter. Maar natuurlik is moeilik om daar te kom, né? Moenie dink julle pastoor is daar nie. Hy is nie. Ek lees net vir julle die Bybel. So Lukas 21 Lukas 21, 26 en 28, ek wil dit net weer vir julle lees. Hoor mooi. Mense sal flou val van vrees en vermoedens oor wat die wêreld gaan tref. Want die kragte van die hemele sal geskit word. Ons krag kom van bo. Wanneer hierdie dinge gebeur, staan dan op en lig op julle koppe, want julle bevryding is naby. In jou moeilikste aand is God die naaste. Wanneer jy dink God die verste is God die naaste. Bobby hulle het juist daai liedjies gekies sonder om te weet waaroor ek gaan preek. En as julle mooi geluister het en mooi gebid het, sou julle gesien het alles wat julle gesing het gaan hieroor. Dis vir my so mooi. Skyn in donker plekke, julle. Skyn in mense se wêrelde wanneer hulle wêrelde geskit word. Jy moenie bang raak dat dit met jou gaan gebeur nie. As dit met jou gebeur, het jy niks om te vrees nie. En so, ek wil klaarmaak. Ek gaan eers na die einde toe. Ek wil klaarmaak met 'n voorbeeld. Dis nie my voorbeeld, dis 'n voorbeeld wat ek by iemand anders gehoor het oor iets anders, maar dit is so mooi. Probeer net asseblief my voorbeeld verstaan, want dalk moet jy dit met iemand deel wat is dalk moeilik om die preek te deel. Maar dalk werk hierdie voorbeeld vir jou, dit vir my gewerk. Het jy al ooit jy dalk in daai jare ons het nooit Mnet gehad as 'n kind nie. My ma het probeer en ek het so gehuil en sy het 'n antenne opgesit en die sein was swak, al daai stories. Dan gaan ek skool toe en dan vertel my maatjies my van goed wat gebeur en dan kan ek dit nie kyk nie en ek so hartseer en toe begin die internet ontwikkel en mense laai goed af en my maatjie gee vir my die goed wat hulle kyk op TV, laai af en ek kyk dit op die rekenaar. Daai jare is nou nog so, julle verstaan, is nou nog so, né? Jy het nie iets nie en dan laai iemand dit vir jou af en gee dit vir jou op 'n stokkie en jy kyk dit 'n bietjie later. En wat gebeur is ek kyk net die seisoene later as my vriende en ek's by seisoen 2 en die held van die storie moet vir die 100ste keer dat die wêreld verwoes word, maar hierdie keer is hy in die moeilikheid. Die vyand gaan hom doodmaak. Dis die laaste episode van die seisoen en dit lyk asof die held dood gaan. Dit lyk asof die wêreld verwoes gaan word. En ek kyk dit en ek so spanningsvol en is so en jy is so opgetens binne in die storie van gaan die vyand wen, gaan die bom opblaas, gaan die held doodgaan. En terwyl jy so spanningsvol sit binne in die episode om te wonder of hierdie held weer die wêreld gaan red, kom maar so 'n gedagte wat in jou kop inval. My vriend het al seisoen 4 gekyk. Ek kyk nou eers seisoen 2. Ewe skielik in die einde van seisoen 2, ewe skielik is dit nie meer lekker om dit te kyk nie, want in seisoen 4 het hy nog steeds die wêreld. Ek is nou eers op seisoen 2. Dis soos om te weet dat 'n magic trick is as iemand dit doen en sê, waar's die balletjie nou? Waar's die balletjie nou? Ek weet. Dit verloor al die krag van die toertjie as jy weet hoe dit gedoen word. Dit verloor al die spanning wat die skrywers van die series vir jou probeer in jou skep met die musiek en die spanning en die horlosie wat aftik en al. Dit verloor al sy krag as jy weet seisoen 4 is al uit. Ek kyk seisoen 2. En jy leef in 'n wêreld wat seisoen 2 kyk. Jy leef in 'n wêreld wat die laaste episode van seisoen 2 kyk en jy's veronderstel om vir die wêreld te sê, relax. Ek het al seisoen 4 gekyk.
Ontspan. Alles gaan oukei wees. Moenie bang en bekommerd wees nie. God wen. Ek het die boek klaar gelees. Waaroor worry jy? Kom vang op. Kom kyk seisoen 4 saam met my. Christene, ons kan nie in die angs van hierdie wêreld opgevang word nie. Behalwe as jy nog nie seisoen 4 gekyk het nie. Behalwe as Jesus nog nie sy realiteit in jou gebore het nie. My 12 uur in die aand sinnetjie, en ek sal dan stop met dit, my 12 uur in die aand sinnetjie, het ek hom op die skerm ooit opgesit? Ja. As mense glo, daar is 'n seisoen 4, dan leef mense anders hier. Come on, that's worth all the money. Okay, ek is trots op myself. As mense glo, daar is 'n seisoen 4, dan leef mense anders hier. Weet jy, daar is 'n seisoen 4? Wanneer jy met jou vriende praat en hulle is angsbevange oor ons wêreld en kla oor al die ondergang om hulle, weet jy daar's 'n seisoen 4? Leef jy anders hier? Besef jy daar's 'n hemel en 'n ewigheid en hy kom haal ons, hy kom op die wolke. Hou vas aan jou geloof. Hou vas aan jou godsdiens, jou godvreesenheid. En wees tevrede. Wees tevrede met sy offer op die kruis. Hy's liewer vir jou as wat jy besef. Hy kom op die wolke. Staan op en lig op jou kop. Jou redding is hier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat jou kerk, die liggaam van Christus, U woord deursoek om gereeld herinner te word, om anders te leef hier. Om nie ingesweep te word saam met die wêreld en hulle sonde en hulle spanning en hulle wanhoop nie. Maar dat ons sal opstaan en of hulle luister of nie luister nie, dis hulle keuse, maar dat ons nie vir hulle sal luister nie, maar ons na U sal luister. Dat ons gedagtes sal hernuwe om te weet wat U sê, wat U dink en wat U doen. En dat U terugkom. Dat ons tevrede sal leef in hierdie wêreld. Want my God sorg vir my. Here, praat met ons, as ons berispe moet word met hierdie woord. Wanneer ons spanning, konflik in die huwelik veroorsaak, wanneer ons kinders ons sien leef asof ons nie hoop het nie. Wanneer ons kollegas wat nie Christene is nie, sien hoe ons net soos hulle praat en dink. Here, vergewe ons die grootste oortreding as ons nie meer ons lig skyn in 'n wêreld met wanhoop nie. Vergewe ons sonde, ons bang wees en ons vrees. Want ek sal net my God vrees, want my verlossing is naby. Here, mag hierdie lied wat ons nou mee bedien gaan word, werklik waar ons harte vernuwe, sodat ons vir U sal leef.